Eva het egter vir Satan geantwoord en verduidelik wat God oor die boom gesê het. Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. En net hier, in die Bybel, leer ons van die heel eerste leuen nog ooit. En daardie leuen is deur Satan vertel. Geen wonder dat Jesus vir Satan as die vader van leuns beskryf het in Johannes 8 vers 44 nie. Hierdie leuen het te doen met die sterflikheid van die mens. Ons het op dag 6 van die skepingsweek alreeds hieroor gesels. Satan sê eintlik vir Eva dat God vir hulle gejok het en dat hulle nie regtig sou doodgaan nie. Tot vandag toe glo mense dit nog steeds. Baie mense glo dat almal wat doodgaan bloot voortleef en onmiddellik of hemel of hel toe gaan, omdat hulle glo dat die mens 'n onsterflike siel het. Maar die Bybel leer vir ons oor en baie duidelik dat die mens 'n siel is. Die siel is nie iets apart nie en ook dat die mens sterflik is. Die mens is 'n sterflike siel. Slegs God is onsterflik. Kom ons maak net weer seker in die Bybel. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat alleen onsterflikheid besit. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? By die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode, dit verwys na die gelowiges wat reeds gesterf het, sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So die Bybel maak dit baie duidelik, dat ons tans sterflik is. En eers met Jesus se tweede koms, sal slegs die gelowiges met onsterflikheid bekleed word. Ek herhaal, die dood is soos 'n slaap. Wanneer jy slaap, dan weet jy net mooi niks omtrent enige iets wat rondom jou aangaan. Die mense wat reeds gesterf het, weet op hierdie stadium niks nie. Hulle is nie bewus van enigiets in die hemel of van dit wat op die aarde aangaan nie. Hulle slaap rustig en weet niks nie. Ek kan nog goed onthou hoe 'n groot troos dit vir my was om hiervan te leer nadat my pappa oorlede is.